Op hierdie Vrydagoggend groet ek jou in die naam van Meester Yeshua. Dankie dat jy ingeskakel is, dat jy deel is van hierdie bediening en dat jy vandag die woord kan hoor. Ons het so 'n groot voorreg om die woord by ons te hê. Dat jy vandag die woord kan hoor. En hierdie woord moet 'n verandering bring in jou lewe. Want ek kom agter dat mense lewe sonder die vrees van Jahwe. Hulle lewe in minagting vir wie die skepper van hemel en aarde is. En wat my hart seer maak is hoe mense so in die wêreld lewe. En hulle het so 'n liefde vir die dinge van hierdie wêreld. Maar dan wil hulle Vader dien. Dan wil hulle, nou natuurlik, die oomblik wanneer daar moeilikheid is en omstandighede is, dan ewe skielik wil hulle bid en dan ewe skielik wil mense dan uitroep na die lewende God. En ek kom agter dat mense gebruik Vader en die woord maar net as 'n derde wiel. En dis ongelukkig wat gebeur. Mense, ek en jy moet 'n besluit maak om Vader te dien in gees en in waarheid. Ons moet 'n besluit maak om ons lewe af te lê vir hom en hom aan te neem as ons persoonlike verlosser en saligmaker en ten volle te lewe vir hom. Dit help nie ons lewe soos hooligans in die week en dan wanneer Shabbat aanbreek, dan wil ons die shofar blaas en ons wil na die woord luister en ons wil dinge doen en ons wil nou bid en nou wil ons die woord oopmaak, maar die res van die week lewe ons soos hooligans. Dit help nie. Jy gaan 'n besluit moet maak. Jy gaan 'n besluit moet maak of jy Vader wil dien in gees en in waarheid en of jy wil lewe soos wat jy wil lewe. Want Yeshua het dit self gesê. Hy sê jy kan nie die beker van die lewende God drink en ook die beker van Mammon nie. Jy kan nie met een voet in die koninkryk van God staan en 'n ander voet in die koninkryk van duisternis nie. Ek en jy moet 'n besluit maak. En dis hoekom die woord sê hier in die boek van Spreuke hoofstuk 8. Hy sê dat vers 13, hy sê die vrees van Jahwe is om te haat wat sleg is. Die vrees van Jahwe is om te haat wat sleg is. En ek kan vandag vir jou sê dat alles wat deel vorm van hierdie wêreld is sleg. Alles wat deel vorm. So ek en jy moet 'n besluit maak. Ander ons het die liefde van die wêreld in ons. Ons het ander die liefde vir sonde en ongeregtigheid in ons lewe. Of ons het die liefde van die lewende God in ons. Jy kan nie albei hê nie. Jy kan ongelukkig nie albei hê nie. Jy moet die besluit maak. Jy moet die besluit maak. Want die woord sê dat die vrees van Jahwe is om te haat wat sleg is. En Vader haat natuurlik alles wat sleg is. En nou gee hy vir ons 3 dinge wat in ons lewe nie moet wees nie. 3 dinge. En hierdie goed moet ons verwyder uit ons lewe uit. Dit kan nie deel wees as jy sê jy's 'n gelowige. En as jy sê jy dien Vader in gees en in waarheid en jy het Yeshua aangeneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker, mag hierdie goed nie in jou lewe wees nie. Nou wat is dit? Kom ek lees gou vir jou. Nou sê die woord, die vrees van Jahwe is om te haat wat sleg is. En nou sê hy, hoogmoed en trotsheid en 'n slegte wandel en 'n huichelagtige mond haat ek. So hierdie dinge mag nie in jou lewe wees nie. Hoogmoed en trotsheid. Dis eintlik dieselfde ding, hoogmoed en trotsheid, want hoogmoed en trotsheid loop hand aan hand. As daar hoogmoed is, het jy 'n trotsheid wat nie van hierdie wat nie van die hemel af is nie, maar wat van hierdie aarde af is. Want trotsheid en hoogmoed hoort nie by ons as gelowiges nie. En dit is wat nou natuurlik sleg is in die oë van Jahwe en nou gaan hy verder, hy sê en 'n slegte wandel. So, hoe lyk ons wandel met die lewende God? Want dit help nie, ek probeer dinge in my lewe wegsteek vir die lewende God en vir mense probeer ek 'n mooi gesiggie opstel en ek steek goed weg vir Vader, want op die einde van die dag, hy sien alles. Is bewus daarvan. So, hoe lyk ons wandel? Waarmee is ons daagliks besig? Hoe lyk ons wandel met die lewende God? Want dit help nie, ek is in hierdie wêreld en ek doen wat ek wil en ek lewe soos wat ek wil en ek verwag dat ek gaan eendag hemel toe.
Ek verwag dat ek gaan eendag die gawe van die ewige lewe beerwe nie. Mense, ek en jy moet 'n besluit maak hoe ons gaan funksioneer. Either jy gaan lewe vir die wêreld of jy gaan lewe vir die lewende God. So lyk ons wandel. Want jy sien, my wandel word natuurlik beïnvloed deur hoogmoed en trotsheid. My wandel word beïnvloed deur dit wat ek liefhet. En as ek die wêreld liefhet, dan gaan my wandel wees volgens die wêreld. As ek die lewende God liefhet, gaan my wandel wees volgens sy woord. So dit wat ek liefhet en dit wat vir my belangrik is as mens, gaan my wandel beïnvloed. So daarom wil ek jou vra vandag, hoe lyk ons wandel? En dan sê hy, en dis die derde ding wat hy van praat, en hy sê is 'n huichelagtige mond haat ek. Met ander woorde, ek en jy moet reg praat. Ons kan nie leuns deel maak van ons lewe nie. Ons kan nie negatiewe spraak deel maak van ons lewe nie. Ons kan nie een ding sê en 'n ander ding doen nie. Ons moet lewe volgens God se woord. En is belangrik dat ons as mens, dat ons mond altyd die lewende God sal verheerlik en dat ons altyd opreg sal wees in terme van dit wat ons sê. Want ek lees in die woord dat as gevolg van negativiteit en negatiewe spraak het die volk vir 40 jaar lank in die woestyn gewandel. En mense het gesterwe, hulle lyke het in die woestyn agtergebly. En daarom moet ek en jy versigtig wees wat oor ons lippe gaan, wat oor ons mond gaan, want dis wat Vader haat. Hy haat dit wat uit ons mond uitkom, en reg het Yeshua gesê, dis nie wat by die mond ingaan, wat 'n mens onrein maak nie, maar dis wat uitkom, en dit kom uit die hart, die oorvloed van die hart. Want, kom ons kyk daarna, as daar hoogmoed en trotsheid is, en daar's 'n slegte wandel, dan beteken dit dat die fondasie is verkeerd en uit die hart uit gaan dan daar verkeerde dinge uit die mond uitkom. So mense, ons moet as gelowiges ons lewe in lyn kry. En ons moet Jahwe vrees met alles wat in ons is. Ons moet hom vrees. En ons moet weer die vrees van Jahwe weer terugkry in ons lewe. Want as jy Vader gaan begin vrees, dan gaan dit sekere goed veroorsaak in jou lewe. Nommer 1, jy gaan anders te praat. As jy Vader vrees, gaan jy anders te praat. Nommer 2, jy gaan mense anders te hanteer. As jy die vrees van Jahwe in jou lewe het, gaan jy mense anders te hanteer. Jy gaan nie mense manipuleer en oor hulle loop nie. Jy gaan mense hanteer vir wie hulle is, want hulle is geskape volgens die beeld en gelykenis van die lewende God. En derdens, jy gaan in geregtigheid wandel. Hoekom? Want vrees veroorsaak dat jy die lewende God liefhet met jou hele hart, jou hele siel en met al jou krag. So dis wat die vrees van Jahwe veroorsaak, en dis tog Jesaja hoofstuk 11 vers 2 is die attribute, dis die eienskappe van God se gees wat op ons lewe moet rus. En ons quoteer dit so maklik en ons lees dit, en die laaste attribuut is die vrees van Jahwe. Die gees van die vrees van Jahwe, en ongelukkig lewe mense nie meer onder die vrees van Jahwe. Want hulle maak en doen wat hulle wil. Hulle lewe soos 'n hooligan in die week, en dan ewe skielik oor 'n naweek, nou moet ons heilig wees. Nee, jy moet besluit maak om te sê, Vader, ek gaan U dien in gees en in waarheid, van maandag tot maandag, van Shabbat tot Shabbat, gaan ek U dien in gees en in waarheid. Dis die besluit wat ek en jy moet maak. Want daai besluit gaan veroorsaak dat ons nie hoogmoed in ons lewe hê nie, dat ons nie trotsheid in ons lewe sal hê nie, dat daar nie 'n slegte wandel in ons lewe sal wees nie, en dat ons mond altyd eerbaar sal wees teenoor die lewende God. So ek wil hierdie woord vir jou kom gee vandag op hierdie Vrydag, dat jy net tot stilstand kan kom en besef, maar dit gaan baie dieper as wat ek en jy op 'n normale dag net besef. Dit gaan baie dieper as wat ons net op die oppervlak lees. Ons moet die besluit maak, ek en jy as gelowiges,
moet die besluit maak om Vader te dien in gees en in waarheid en om hom te vrees. En as jy hom vrees, dan waarborg ek jou, dinge gaan begin regkom in jou lewe. Jou huishouding gaan reg wees. Jou besigheid gaan reg funksioneer. Jou verhouding met Vader gaan reg wees. As jy die vrees van Jahwe weer herstel in jou lewe. So ek wil jou challenge daar, dat jy dit weer sal doen, dat jy weer die vrees sal herstel, dat jy werklik waar die woord sal begin opneem, en dat jy dit sal deel maak van jou lewe. Nie net op 'n geleentheid nie. Nie net op 'n geleentheid nie, maar dat jy dit ten volle sal deel maak van jou lewe, sodat die Skepper van hemel en aarde altyd in jou lewe verheerlik sal word. So mense, dankie dat jy ingeskakel was. Dankie dat ek hierdie met jou kon gedeel het op hierdie Vrydag. En mag jy die rus van Jahwe inbeweeg, die Shabbat, met die regte perspektief, die regte hart, die regte gesindheid, om dan sodoende die vrees weer van Jahwe weer terug te kry in jou lewe. Halleluja. Nou ja, dis altyd lekker om met jou te gesels. Jy moet 'n geseënde Vrydag beleef. Tot volgende keer. Shalom.